Baie welkom by Welvaart met Skaap. As jy 'n jong boer is wat onseker is oor jou skaapboerdery en wonder hoe jy te werk moet gaan om meer geld uit jou boerdery te maak, of jy is 'n boer wat net eenvoudig nie genoeg ure in die dag het om deur jou skaapboerdery te kom nie, of jy is dalk 'n ouer man wat moet oorgee aan jou seun en jy is nie seker hoe om dit te doen nie, dan is jy op die regte plek. So die eerste ding wat jy kan gaan doen is om hierdie handleiding van my, die 3 pilare van winsgewende wolskaapboerdery te gaan aflei. Jy sal die skakel kry in die opmerkings hieronder, of in die beskrywing van die video, of jy kan net in die opmerkings skryf handleiding en ek sal vir jou 'n skakel stuur waar jy dit kan aflei. Nou, daar is basies net 3 maniere hoe jy kan meer geld maak uit jou skaapboerdery uit. Die eerste een is die prys wat jy kry vir jou produk. Die tweede een is die koste waarteen jy daai produk vervaardig en of produseer. En dan is dit die hoeveelheid produk wat jy produseer. Nou as ek dit vir jou op 'n grafiek kan demonstreer en ons sê right op hierdie lyn, dit is waarde, randwaarde. En op hierdie lyn is dit kilogram produksie. Dan in jou boerdery. Jou boerdery is maar soos 'n fabriek. Jou oeye is eintlik maar jou fabriek of jou masjiene in die fabriek. So enige fabriek, enige boerdery het 'n koste komponent op hom. Wat ons noem 'n vaste koste, en dan het hy veranderlike koste wat jy kan direk allokeer of nie direk allokeer nie. Daar is verskillende beskrywings daarvoor. Ek gaan nie in diepte daarin gaan nie. Maar jy het basiese koste, oorhoofse koste, en dan daarvan af sal die koste ooreenkomstig die hoeveelheid diere wat jy het, sal die koste opgaan per kilogram wat jy produseer. So hierdie kostelyn van jou gaan iets in die voege gaan, so. En dan het jy die inkomste wat jy kan genereer uit daai fabriek van jou uit. So jou inkomste begin by produk nommer 1 of by kilogram nommer 1, eerste kilogram wat jy produseer. Daar begin jou inkomste loop en dan gaan hy op en 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 op tot daar. Nou hierdie is basies dan jou gelykbreekprys. Gelykbreek hierso. So nou die enigste manier hoe jy daai wins kan vergroot is jy moet of meer geld kry vir hierdie per kilogram vir hierdie produk van jou, of jy moet dit goedkoper kan produseer. Of jy moet meer daarvan produseer. Daar is nie eintlik regtig 'n ander manier om dit te doen nie. So as ons nog gaan kyk wat doen die topboere teenoor die gemiddelde boere, die top 1% boere teenoor die gemiddelde boere. Jou top 1% boere se koste gaan heel moontlik hierso loop. So. En sy inkomste gaan heel moontlik hierso loop. So. Nou die gemiddelde boer lê heel moontlik op 'n wins wat iewers hier lê. 'n gemiddelde, ondergemiddelde boer. Dan is jou beter boer gaan heel moontlik hier in die orde lê, hierso. En dan jou top 1% boere, hulle lê hierso. Dis die wins wat hulle maak. So jy kan sien dat die top 1% boere hulle gaan basies 3 keer meer wins maak as wat die gemiddelde en ondergemiddelde boer gaan maak. Net deurdat hy verstaan hoe werk hierdie 3 komponente. Nou, om te gaan, die vraag is dan nou, as dit die lyn is, om te sê, tussen die
as ons nou hierdie normaal verspreiding het so, ons sê hierso is jou top 1% boere lê hierso. Jou gemiddelde boere lê hierso. En dan die swakker gedeelte, sê maar as ons nou daai lyn daar kan trek, so daai is die gemiddelde boere lê in daai omgewing en dan jou swak boere lê hierso en jou beter sê nou maar 15% boere lê daar, die swakker 15% lê hier en dan die groter gros 70% lê basies hierso. Maar daai top 1% ouens daar, hulle verdien as die gemiddelde boere se wins per kilogram R10 per kilogram is, dan sal hierdie ouens se wins R30 per kilogram wees. Met ander woorde times 3. Hulle maak 3 keer meer wins per kilogram as wat die gemiddelde of ondergemiddelde boer maak. Nou, die vraag is, hoe kry ons jou van hierdie punt tot by daai punt? Hoe kry ons jou van R10 per kilogram na R30 per kilogram? Of hoe kry ons jou van sukkel na sukses? Of hoe kry ons jou van oorlewing na vooruitstrewend? Hoe kry ons jou daar? Of hoe kry jy jouself daar? Van hierdie posisie na daai posisie. Nou, die ou manier wat die boere opgewerk het, of baie nog steeds opwerk, is, waar kry jy inligting? Hoe gaan jy te werk om te verbeter? Om oor daai, wat ons noem van 0 na hero. Hoe kry jy daarna toe gegaan? Nou, die ou manier, hoe boere dit gedoen het, of dit nog steeds doen, is hy kry sy inligting, hy lees die Landbouweekblad, of hy bel sy buurman, of hy gaan krap op die internet rond, en dan kry jy, maar daar is soveel teenstrydige informasie, dat jy nie eintlik weet wat moet jy doen en wat moet jy nie doen nie. So, jy raak heeltemal deur mekaar, en dan gaan jy maar aan soos jy aangaan, of baie ouens gaan nog aan soos wat sy boer, soos wat sy pa of sy oupa geboer het. Nie dat alles verkeerd is nie, maar is dit die regte manier om in vandag se tyd winsgewend te probeer boer? So, wat se verandering kan jy maak? Hoe moet ons die ding anders te doen as op die ou manier? Of jy kry ouens byvoorbeeld in die skaap en wol wêreld, hulle kry om sy skaap toe kom klas. En as die man daar wegry, dan is die skaap net 'n bietjie meer deur mekaar as wat hulle was voor die tyd. Maar uiteindelik maar net kom sorg daar, so, maar daar's nie regtig advies om daai man se boerdery winsgewend te maak nie. Dan kry jy boere wat hy luister wat sy ramteler vir hom sê. En die ramteler is eintlik maar net daar om ramme te verkoop. Hy wil net soveel as moontlik ramme verkoop. Hy gee eintlik nie om regtig wat in jou boerdery aangaan nie. En jy weet ook nie regtig wat in sy boerdery aangaan nie, maar ek meen jy luister maar wat hy sê. En so kry boere op verskillende plekke hulle inligting. Maar die nuwe manier is die tegnologie laat dit toe. Jy moet deel word van 'n mentorprogram waar jy deel is van 'n gemeenskap wat gemeenskaplike belange het, waar hulle kan oor gesels, waar hulle kan kommunikeer, waar hulle met kundiges kan praat, en tegnologie laat dit toe, dat ons dit nou kan doen. So, wat behels die welvaart met skaap mentorprogram? Dit is 'n aanlyn platform, waar ons met kundiges gaan praat. Jy gaan toegang kry tot 'n welvaart met skaap mentor kursus, wat ek sal nou vir julle verduidelik wat dit oor gaan, is waar ons al die stappe gaan fisies deurgaan, waar jy toegang het tot daai kursus, jy kan dit oor en oor gaan kyk en implementeer.
teenoor waar jy byvoorbeeld 'n boeredag sal gaan bywoon en 'n totale overload van inligting kry, wat jy kan nie die helfte daarvan onthou nie eens 10% daarvan onthou nie. En as jy huis toe gaan, weet jy ook nie as jy dit nou moet implementeer, doen jy dit reg nie. So in hierdie geval kan jy dit stap vir stap doen, jy kan weer teruggaan, jy kan dit oordoen, jy kan weer kyk na die inligting. En jy het iemand wat jy kan kontak, wat as hy jou nie kan help nie, dan sal hy iemand kry om jou te help. So dit is wat die nuwe manier van doen in die tegnologie nou, om dit te kan. So, met die welvaartmenskap mentorprogram se hele doel gaan wees om jou van punt A na punt B te kry. Nou, die enigste 3 goed wat eintlik gaan help om jou deur hierdie stelsel te vat, sodat jy meer geld uit jou boerdery kan maak, is eerstens is dit die besigheid en die mense. En dan tweedens is dit jou natuurlike hulpbronne. En dan die derde een is dan skaap, produksie en bestuur. Dit is die 3 pilare van winsgewendheid van skaapboerdery. So ek gaan nou net stap vir stap deur elkeen van hulle gaan, sodat jy kan sien waarop gaan ons fokus in hierdie welvaartmenskap mentorprogram. En dan sal jy 'n beter idee kry van hoe dit werk. Nou as ons kyk na besigheid en mense, die eerste een. Dan gaan ons kyk na hoe dink die top 1% boere. Hoe dink die top 1% boere? Ons gaan kyk na hoe beplan jy vir sukses ensovoorts. Kom ons fokus net eers op hierdie eerste, die top 1% boere. Nou, die top 1% skaapboere, hulle het 'n langtermynvisie. Hulle weet wat hulle met hulle boerdery wil doen. Hulle weet waar hulle wil staan oor 10 jaar van nou af, of 15 jaar van nou af. Hulle het 'n langtermynvisie en hulle het 'n korttermyn implementeringsstelsel wat hulle dan in plek sit om by hierdie doel uit te kom. Die ander ding wat die top 1% boere weet, is hulle weet, ek sê altyd, wat wil jy maak met die geld wat jy maak? Want as jy nie weet wat jy met die geld wil maak, wat jy maak nie, hoekom wil jy in eerste plek die geld maak? So jy moet 'n baie duidelike doel hê, of doelwit. Wat wil jy maak met die geld wat jy uit jou boerdery uitmaak? Want dis nie noodwendig altyd die ou wat die meeste geld uit sy boerdery uitmaak, wat die meeste welvaart skep nie. Dis die ou wat die geld wat hy maak, die beste aanwend, sodat daai geld in die toekoms vir hom kan werk. Hulle praat van passiewe inkomste. Wat doen jy met die geld wat doen jy met die surplus? Span jy net drade of koop jy nuwe voertuie of wat maak jy met daai geld? Want as jy dit reg doen en jy doen dit oor 'n lang periode, dan skep jy welvaart. Maar as jy kan ongelooflik baie geld uit jou boerdery uitmaak. Maar as jy daai geld verkeerd aanwend, dan bly jy in die moeilikheid. So dit is 'n baie belangrike aspek dat jy moet weet wat wil jy maak met die geld wat jy maak. Anders waarvoor wil jy dit maak in die eerste plek? Nou as jy 'n visie het, 'n langtermynstrategie het. As jy weet waar jy wil wees oor 10 jaar, oor 15 jaar, dan moet jy gaan kyk, okay, as ek oor 15 jaar daar wil wees, waar moet ek wees oor 10 jaar? Waar moet ek wees oor 5 jaar? Waar moet ek wees oor 3 jaar? Waar moet ek wees oor 'n jaar? Waar moet ek wees oor 6 maande? Waar moet ek wees oor 'n maand? Waar moet ek wees oor 'n week? Ons praat van reverse engineering. So jy werk
van waar jy wil wees, werk jy terug tot waar jy nou is. Dan het jy die pad uitgestippel. En dan raak dit eintlik baie maklik. Dan moet jy net gaan implementeer. So en dit is die verskil tussen jou top 1% boere en jou ondergemiddelde boer. Is die top 1% boere werk aan hulle besigheid. Hulle werk nie net in die besigheid nie. Nou, as jy in jou besigheid werk, dan is jy heeldag besig om waters te kyk en te doseer en te skeer en te klas en jakkalse te skiet en alles wat operasioneel te doen het. Maar jy het eenvoudig nie tyd om te werk aan jou besigheid nie. Daar is nie tyd vir beplanning nie, daar is nie tyd vir begrotings, daar is nie tyd nie, want ek sien met die boere wat my kontak maak, hulle is verskriklik besig. En as 'n ou so verskriklik besig is, dan wonder ek altyd, is hy besig met die regte goed? Is hy besig met die goed wat vir hom regtig die geldwyser kan skuif, of is hy net besig om krisisbestuur toe te pas? Nou, hoe beplan jy vir sukses? Nou, om vir sukses te beplan, hoe sit dit so? Beplan vir sukses. Om vir sukses te beplan, moet jy eerstens 'n strategie hê. Met ander woorde, jy moet daai ding wat jy nou uitgesit het van 15, 10, 5, 1 jaar, 6 maande, kwartaal, week, dag, moet jy iewers in 'n strategie gaan inwerk en sê dis hoe ek daar gaan uitkom. En as jy jou strategie uitgewerk het, dan moet jy implementeer. Met ander woorde, jy moet dit begin doen. En as jy dit implementeer, dan moet jy dit ook monitor. Monitor of meet. Jy moet dit wat jy implementeer, jy moet kyk, jy moet meet of dit wat daar aangaan. Dan, as jy dit meet en monitor, dan moet jy dit gaan evalueer. Met ander woorde, jy moet gaan kyk of die data wat jy nou kry uit jou metings uit, werk dit soos wat jy gedink het dit werk. En as dit nie werk nie, dan moet jy 'n regstelling maak. En dan beplan jy maar weer. So hierdie proses, dis 'n aaneenlopende proses wat hom herhaal. So jy gaan voortdurend beplan, strategie uitwerk, implementeer, evalueer, monitor, evalueer en regstellings. Dis 'n voortdurende proses wat aangaan. En al daai klein suksessies wat jy behaal of wat jy probleempies uitskakel, maak dat jy by daai top 1% boere uitkom. Dis nie van jy doen dit en alles is reg nie. Dit is heeltyd 'n konstante proses wat jy moet doen. En dis waar jy tyd moet spandeer. Nie op die elke dag se praktiese goedjies wat gedoen word nie. Dis waar die tyd moet gespandeer word. Dan ons volgende ding by besigheid en mense is dan verstaan jou syfers. Ek het op skool skrif gedop, so jy maar verskoon. Verstaan jou syfers. Nou wat bedoel ek met verstaan jou syfers? So, jy moet weet, wat is jou inkomste, wat is jou inkomste per kilogram geproduseer. Jy moet weet, wat is jou koste van produksie per kilogram. Want as jy dit nie weet nie, hoe gaan jy weet, as jy weet wat jou koste van produksie is per kilogram vleis of wol, dan weet jy wat jou inkomste moet wees om gelyk te breek. Dan weet jy hoeveel jy moet kry om 20-30% wins te maak. Anders, as jy dit nie weet nie, dan hoe gaan jy bepaal? En as jy dan weet hoeveel wins per kilogram jy kan maak, dan weet jy wat is jou
wat is jou begroting van inkomste wat jy wil hê, dan weet jy hoeveel kilogramme moet jy produseer. Of as jy weet wat jou oorhoofse koste is, dan weet jy hoeveel moet jy produseer om daar uit te by jou gelykbreekpunt uit te kom. So dit is die eerste gedeelte van verstaan jou syfers. Dan sê ons jy moet kyk wat is jou begroting. Nou by 'n begroting is daar, as ek dit so kan demonstreer, jy het basies inkomste en jy het uitgawe. En jy het bates en jy het laste. Dit is die gedeelte wat jy moet verstaan. So ek sien baie mense kyk net, hy hou net sy bankstaat dop. Kyk hoeveel geld in die bank is. Maar jou bank is nie 'n indikasie van wat in jou besigheid aangaan nie. So die ouens hou net inkomste en uitgawe dop, maar hulle kyk nie na bates en laste nie. So 'n voorbeeld is jy kan 'n baie hoë inkomste hê. En dan dink jy, jissie, maar jy doen eintlik alright. Maar dan het jy van jou bates verkoop om daai inkomste te kry. So jy het eintlik nêrens heen beweeg nie. Jy staan nog doodstil. Jy het net wat jy in bates minder het jy in inkomste daar gekry. So of die ander kant van die coin is die ou is besig om hy het nie inkomste nie. Sy cashflow is bitter benoud. Maar hy besef nie eintlik dat hy is besig om bates te bou nie. Hy het 'n klomp skaap terughou. Want nou het hy sy inkomste is nie daar nie, maar hy het die bates terug. So hy het eintlik wins gemaak, maar hy dink hy het 'n verlies gemaak. So as jy nie hierdie ding verstaan nie en dit voortdurend monitor en dophou nie, dan gaan jy nie weet wat in jou besigheid aangaan nie. So dit is baie belangrik dat hierdie goed gedoen word. Nou een probleem wat ek sien by boere is hulle laat doen hulle boeke by whoever die boekhouer is. En die meeste boekhouers kyk net hoeveel belasting kan hy vir jou bespaar. Want as hy vir jou kan belasting bespaar, dan kan hy vir jou 'n redelike lekker rekening stuur, want hy moet nou vir jou die belasting bespaar. So in plaas van dat jy die geld vir die ontvanger gee jy die geld vir die boekhouer. Maar daai belastingstate wat die boekhouers opstel, sê jou wat in jou besigheid. Dit sê nie vir jou wat in jou besigheid aangaan nie. So jy moet gaan doodseker maak dat jy begin werk met bestuurstate, waar jy op 'n maandelikse basis jou inkomste en uitgawes kan monitor en jou bates en laste kan monitor. Dat jy weet, is ek besig om op te beweeg, of is ek besig om af te beweeg, of is ek besig om sywaarts te beweeg? Wat gaan aan? Nou, daar is maniere om dit te doen. En dit is wat ons in hierdie welvaart met skaap mentorprogram wat ons jou sal leer hoe om dit te kan doen. Dan die volgende ding is hoe vergelyk jy? Hoe vergelyk jy jou boerdery met die industrie of die bedryf se norm? Hoe vergelyk jy jou boerdery met jou buurman of met wieever in die bedryf? Die enigste manier om dit regtig te doen is, jy moet weet wat is die gemeene deler. Want dit help nie jy werk inkomste per kilogram en jou buurman werk op inkomste per ooi of inkomste per hektaar nie. Jy kan slegs vergelyk as jy dan nou sê, so hulle appels met appels vergelyk. So, en wat oor die laaste klompie jare gebeur het, daar was bedryfsdata beskikbaar geweest, maar soos met alle goeders in ons pragtige land Suid-Afrika, het die meeste goeders tot niet gegaan. So, daar is nie regtig meer norme, jy sukkel om norme te kry oor hoe werk dit. So, die beste manier om dit te gaan doen is, ons word deel van 'n groep, ons is 'n groep boere wat saamwerk, en ons weet binne hierdie groep,
is dit hoe ons berekeninge gaan maak. En as ons berekeninge so maak, dan kan ons boerdery met mekaar begin vergelyk. En dan kan ons sê, right, beweeg ons vorentoe of beweeg ons agtertoe. Dit is basies nie die enigste manier om dit te doen. So, jy moet weet waar staan jou boerdery teenoor die bedryf. Jy moet weet dat as jy byvoorbeeld gaan ramme koop, is daai teeler by wie ek koop, is sy skaap regtig beter as myne. Ek het nou die dag met 'n ouetjie gepraat hier van dink dit was by Moltino gewees. Toe sê hy, ek koop by die spesifieke ramteeler. Toe sê ek nou, is daai ramteeler is daai ou se oeye beter as jou oeye? Toe sê hy, nee oom, my oeye is baie beter as daai ou se oeye. Sê maar, nou, hoekom koop jy dan ramme by hom as jou oeye baie beter as sy oeye is? En toe het hy stil gebly en toe sê hy het nog nooit so daaroor gedink nie. So miskien is dit tyd dat ons begin dink oor hoe hierdie goeders aan mekaar steek. En nie net blindelings volg wat ons aan jou verkoop of bemark as die topproduk nie. So dit is belangrik dat jy weet waar jy staan teenoor ander boere. Dan, hoe bou jy, ons praat van 'n veerkragtige Hoe bou jy 'n veerkragtige boerdery? Hoe bou jy 'n boerdery wat die stampe en die stote kan hanteer? Nou, van die maniere om dit te doen is jy moet stelsels implementeer in jou boerdery. Soos byvoorbeeld, jy moet bestuursprogramme hê. Het jy 'n bestuursprogram vir jou skaap? Wat gebeur op watter spesifieke tyd, watter spesifieke stadium van jou skaapboerdery? Wat gebeur daar? Het jy 'n veidingstelsel in plek? Het jy dat jy weet, dit is hoe hierdie proses gaan loop? Weet jy hoeveel kos het jy op enige gegeewe tyd van die jaar beskikbaar vanaf jou veld? Teenoor byvoorbeeld die gemiddelde reënval. Is jy besig om agteruit te beweeg of het jy genoeg surplus vir die volgende 6 maande? Is daai goeders in plek of hoop jy maar net vir die volgende reën om te kom? Dit is die maniere wat jy dit moet gaan doen. Het jy 'n stelsel in plek vir onderhoud, dat jy sekere tye van die jaar onderhoud doen aan jou voertuie, aan jou windpompe, aan jou boorgate, sodat daar nie foute kom wat jy nie van bewus was, of dat dit hierdie heeltydse krisisbestuur is. Jy moet heeltyd jaag van die een ding na die ander ding om dit gesorteer te kry. Net as jy dink jy's voor, dan lui die telefoon of iemand kom sê, nee, daar is nou dit het gebreek of dit het gebreek. Daar sal altyd onvoorsiene goeders wees, maar daar is goed wat ons kan voor die tyd met behoorlike sisteme wat in plek is, kan ons dit doen. Dat ons nie terugval waar ons government vandag is met alles is the infrastructure is old. Jy wil dit nie hê nie. Vervang betyds en doen die goed reg. Dan het jou boerdery het jy wat hulle noem standard operating procedures in plek. Wie moet, dis die wie, wat, waar, waarom en hoe. Weet elke ou wie dit moet doen, wat moet gedoen word, waarom moet dit gedoen word en hoe dit gedoen moet word. Dit is wat standard operating procedures is. So as jy 'n skaapbestuursprogram het, dan moet presies gesê word as dit daai spesifieke stadium, sê nou maar voorbereiding van ramme vir apartheid, wat moet jy doen, wie moet dit doen, wanneer moet dit gedoen word, hoekom moet dit gedoen word en hoe word dit gedoen. As jy standaard operasionele bestuurspraktyke in plek het, maak dit baie maklik vir die mense om daai goeders reg te doen. As hy vashaak, dan kan hy gaan kyk in sy handleiding, whatever dit is. Het jy daai goeders in plek. In my besigheid sê ek as ek net weet wat moet gedoen word en hoekom moet gedoen moet word.
die hoe dit gedoen moet word is nie so belangrik soos dat ek moet weet wat en waarom moet dit gedoen word nie. Want ek kan altyd dan iemand gaan kry wat 'n kundige is om daai ding te doen. Maar as ek nie weet dit moet gedoen word nie, dan daar het hulle sê you don't know what you don't know. Dan is waar die probleme inkom. So dan die volgende stap van 'n veerkragtige boerdery is, het jy sisteme in plek wat geautomatiseer is. Gebruik jy tegnologie? Het jy waterstelsels? Het jy slim watermeters wat op jou damme is wat vir jou kan sê jou damme is besig om laag te raak? Maak jy gebruik van drones? Kyk jy na jou hoe gebruik jy die nuutste tegnologie om jou te help om risiko tot 'n minimum te beperk. So dit is hoe jy aan 'n veerkragtige boerdery werk. En ons sal al hierdie stappe binne in die Welvaart met Skaap mentorprogram hanteer. Dan ook nog steeds onder besigheid en mense is die aanstel en bestuur van arbeid. Nou, dit is vir my ongelooflik as ek sien hoe boere hulle arbeid aanstel. Jy weet die man ry daar by die koöperasie verby. En dan is daar 'n man wat sê, meneer, het jy nie vir my werk nie? Sê ja jong, klim maar. Waar is jy goed? Dit klim. En dan ry jy met hom plaas toe. En daar by die plaas dan gaan kyk hulle, nee, jong, val maar sommer daar saam met die manne in. En dan moet die manne maar so half sy pad vind daar tussen die manne deur. En dan kyk jy nou maar, werk jy nie, en so na einde van die week dan sê nee, okay, hierdie man, hy is useless, beteken niks nie. So dit is hoe baie boere nog hulle arbeid aanstel. Maar die regte manier, die top 1% boere, hulle het rolle en verantwoordelikhede. Elke arbeider, daar is spesifieke take, of nie take, daar is spesifieke rolle wat sê net maar vir 'n algemene plaasbestuurder moet hierdie en hierdie goeders kan doen. Dit is sy rol wat hy het. Dit is die vlak van opleiding wat hy het. Hy moet bekwam wees in die en die en die. Het jy daai hoe kan ek jou help om dit beter te doen? Hoe kan ek jou oplei om dit te doen? So wat is die verantwoordelikheid? Ek sien baie dat daar is mense verstaan dit nie heeltemal nie, maar verantwoordelikheid gaan saam met besluitnemingsgesag. So jy sê nou vir man, hy moet nou die oeye gaan kyk na jou lammeroeye. Maar hy kan nie eintlik besluit wanneer hy dit gaan doen nie. Jy sê vir hom, jy moet nou gaan, of die vrou sê vir hom, nee, hy moet nou gou eers in die tuin werk. Nou kan hy nie na die lammerooi, want die vrou het nog sê in die tuin werk. So, wat is daai, jy kan nie skei tussen die verantwoordelikheid wat jy vir hom gee en die besluitnemingsgesag nie. As jy wil hê hy moet die verantwoordelikheid vat, dan moet jy vir hom die besluitnemingsgesag gee om dit te kan doen. Anders bly jy die verantwoordelike persoon. Jy gee die opdrag, maar dan moet jy nog steeds kyk dat jy dit doen. Maar as jy wil hê hy moet die verantwoordelikheid vat, gee vir hom die besluitnemingsgesag ook. So, en dan opleiding en dele. Hoe sorg jy dat hierdie ouens die beste moontlike opleiding kry, sodat hy die taak of dit wat jy van hom verwag, so doeltreffend as moontlik kan doen? Ek het baie jare terug, toe ek in die skaapbedryf ingekom het, ons baie skaaparbeiderskursusse gedoen. En dan kom die man en hy woon nou die kursus by, en dan gaan hy plaas toe. En dan is dit eintlik hartseer, dat hierdie man het nou by my geleer, of by whatever nou die ou was wat die kursus aangebied het, hoe om, sê nou maar, te kyk vir die FAMATSA metode, hoe om te kyk vir die pink in die oë, is daar haarwarm, of wat is die toestand van die skaap? En dan kom daai man op die plaas aan, en dan wil hy is so trots op hierdie ding wat hy geleer het, en hy wil baie graag dan vir sy baas, of vir sy werkgewer, wil hy dan wys wat het hy geleer by die kursus. En dan wat kry die ou op die plaas? Die eienaar van die plaas se reaksie in baie gevalle is jong, moenie vir jou kom slim hou hierso nie.
Hier maak jy, soos ek sê. Nou, hoekom het jy dan in die eerste plek die ou gestuur na die kursus toe? As jy nie vir hom die geleentheid wil gee om die opleiding wat hy daar gekry het te kom toepas nie. Of, nog beter, as jy dit nie ten minste vir hom vra, sê vir my, wat het jy geleer by die kursus? En hy vertel jou wat hy geleer het. En sê maar, okay, wys my dan. Kom, wys my wat jy gedoen het. As jy jou arbeid kan reg bestuur, as jy vir ouens kan komplementeer vir dit wat hulle, waarmee hulle suksesvol is, dan kan jy beweeg na daai top 1% boere toe. En dit sal jy leer in die welvaart met skaap mentorprogram. So, en dan natuurlik, wat ook baie belangrik is, as jy nou vir jou arbeiders, as hulle rolle in verantwoordelikhede, en dis nie net plaasarbeid, dit is ook middel na senior bestuur toe, afhangende van hoe groot jou boerdery is hoe evalueer jy hierdie persoon? Hoe kyk jy wat hy gedoen het hy goed gedoen, het swak gedoen, het hy opleiding nodig, het hy hulp nodig, hoe weet jy waar staan hy? En of is jy van die boere wat net heeltyd loop en fout vind, en kyk waar kan jy sien nie die foute raak, maar jy sien nie die goeie goed raak nie. Het jy 'n stelsel van kritisering of het jy 'n stelsel van komplimentering? Want as jy 'n stelsel van komplimentering het, kan ek jou waarborg, jou mense gaan jou totaal verbaas met die vermoë wat hulle het. Maar dit sal ons alles in die welvaart met skaap mentorprogram aanspreek. So, dan, wat is jou risikobestuursplan vir jou boerdery, om hierdie veerkragtige boerdery model te skep? Het jy planne in plek vir as die pryse val? As ons kry 'n uitbreek van back and closure. Nou kry ons nie ons goed geskuif nie. Wat is jou risikoplan? Hoe gaan jy daai oorbrugging doen as jy nie jou vleis kan verkoop vir 'n tydperk nie? Of as jy nie jou wol kan verkoop nie? Het jy 'n plan vir daai pryskommeling? Wat jy gaan het jy 'n droogte strategie in plek? As dit vir ons weet die afgelope klompie jare, 6-7 jaar droogte. Hoe gaan jy daai droogte hanteer as dit weer moet kom? Of gaan jy hom nou maar sit en uitwag en tot jy nou nie meer kan nie? En dan verloor jy alles. Of gaan jy 'n strategie in plek hê om te sê, right, dis hoekom gaan vat. As dit jaar 1 nie gereën het nie, as dit jaar 2 nie, as dit jaar 3 nog onder gemiddelde reënval, waar gaan ek my skuwe begin maak, sodat ek nie finansiëel tot niet verklaar word, as gevolg van die feit dat ek nie 'n plan het om 'n droogte te hanteer nie. Dan die volgende ding is, hoe hanteer ek siekte-uitbrake? Om hierdie veerkragtige, skaalbare boerdery te bou of te skep. Het ek 'n plan in plek? Wat gaan gebeur as daar back and closure uitbreek? Het ek 'n manier om te keer dat back and closure nie op my plaas kom nie? Wat gaan ek doen as daar weer slengdalkoors uitbreek? Waar ek weet in 2008-2009 het die ouens duisende skape verloor met slengdal. Of as daar 'n koue kom, is ek bewus daarvan, weet ek hoe om te hanteer as daar oornag goeders gaan gebeur. Ek weet daar is al ouens wat baie skaap verloor het met koue of met reën kan jy regtig, daar sal altyd, jy sal nooit 100% voorbereid wees nie, maar om 'n plan in plek te hê is beter as om geen plan in plek te hê nie. Wat se biosekuriteit het jy ingebou? Met ander woorde, met die inkoop van diere. Koop jy net skaap in van 'n buurman af en dan gooi hom tussen jou, of 'n ram en gooi hom tussen jou oë in, maar jy weet nie, is daar enige issues met daai skaap nie. Staan jou skaap vir 'n tydjie in kwarantyne en dan sit jy hulle tussen jou diere in. Hoe keer jy dat daar nie siekte-uitbrake of siektes op jou plaas inkom waarvan jy nie geweet het nie? Of is jy van hierdie manne wat ramme uitleen vir ander mense en dan kom hulle maar net, jy weet nie waarheen hulle gegaan het nie. Ons moet bewus wees van die biosekuriteit issue op ons plaas. Dan onder besigheid en mense gaan dit nog steeds, die volgende punt wat ons daar gaan kyk is bemarking en verkope. So, daar is 'n verskil tussen bemarking en verkope. Bemarking is
is wanneer jy jou storie, jou plaas se storie, wat se met aan jou kwaliteit van jou produk, jou kwaliteit vleis aan die wêreld gaan vertel. Hoekom moet mense jou produk koop bokant iemand anders se produk? Wat maak jou uniek? Wat is jou, wat hulle sê, jou unique selling proposition? Wat is jou unieke verkoopspunt wat jy kan uitdra in die wêreld? En dan met ander het jy 'n handelsmerk. Het jy 'n handelsmerk waaronder jy jou produk gaan verkoop. Verkoop jy direk aan die verbruiker teenoor aan die tradisionele mark? Sit jy jou vee op 'n veiling of verkoop jy direk aan 'n abattoir? Gebruik jy kommissieagente om jou vee te verkoop? Of doen jy beide? Is daar 'n gedeelte van jou vee wat jy self opsny en verpak en dan direk aan die verbruiker verkoop? Hoe lyk hierdie balans van jou om die beste moontlike gemiddelde prys per kilogram te realiseer vanaf jou plaas? En dan het jy 'n bemarkingsplan, het jy 'n aanlyn teenwoordigheid, het jy 'n webblad waar mense kan gaan kyk wat gaan aan by jou, het jy 'n Facebook groep, het jy 'n YouTube channel waar jy jou storie vertel, waar mense kan sien wie is jy en hoekom hulle by jou en wat doen jy op jou plaas, wat vir mense die geloofwaardigheid kan gee, dat hulle sê ons kan met gemoedsrus by jou koop want jy doen nie goed reg. Jy's nie besig om jou arbeid te verniel of jou plaas te verniel of jy voldoen aan die welsynsstandaarde van veeproduksie byvoorbeeld. So dit is alles goed wat ons sal in die welvaart met skaap mentorprogram hanteer. Dan boerdery, een van die belangrikste goeders wat boere mee sukkel is wat ons praat van boerdery oorname. Boerdery oorname. Nou, dit is wanneer jy nou op my ouderdom kom en jy moet begin oorgee vir jou seun. Hoe lyk daai oordrag van jou boerdery? Het jy 'n plan? Het jy 'n oordragsplan? Maar jy kan sê, right, ek gaan hierdie boerdery oorgee binne die volgende 5 jaar. Of binne die volgende 10 jaar. Dan gaan my seun by my oorvat, of my dogter, of my tweede seun, of wie is die mees geskikte persoon om hierdie boerdery oor te vat? En dan, hoe gaan hy dit oorvat? Hoe gaan dit werk om die boerdery oor te vat? Weet almal binne die familie, hoe gaan hierdie boerdery oorgaan? Wie gaan die verantwoordelike persoon wees? Wat is hulle rolle en verantwoordelikhede? Hoe gaan die vererwing plaasvind? Daar's 'n hoe werk die mense wat die boerdery vat en die kinders wat nie boer nie? Hoe gaan ons hierdie goeders deel? Laat elke ou presies weet waar staan hy ten opsigte van daai boerdery en die suksesie van daai familieboerdery. So daar moet 'n duidelike plan wees oor hoe dit gedoen word. En ons sal dit in die Skaap Mentorprogram sal ons dit hanteer. Ons sal kundiges inkry om ons te help, om jou te help, sodat jy die beste besluit kan op die tafel sit of die beste moontlike plan op die tafel kan sit wat vir jou die hoogste moontlike sukses kan gee met oordrag. Niks is altyd gewaarborg nie, maar 'n mens wil daai sukses hê. Dan, watse opleiding het die opvolger nodig? Wat moet daai opvolger weet om te kan oorvat? So waar begin jy? Die makliker manier is dalk om en dit sal ons in die welvaart of die mentorprogram alles hanteer, is waar jy dan eers sê maar die skaapbestuur oorgee, dan die weiveldbestuur oorgee, dan maak jy die man deel van die finansiële besluite en dan kom hy by die punt waar hy volle verantwoordelikheid vat vir die hele boerdery en waar die pa dan basies net in 'n raadgewende hoedanigheid daar kan sit, maar weet dat alles is gekyk na, alles is in orde. En wat saamgaan hiermee is met hierdie oorgangsstrategie is jou
is jou strukture in plek om die oorgang soemloos te kan dat plaasvind. Met ander woorde, het jy 'n trust struktuur vir jou kinders, het jy verskillende trusts vir die kinders, of wat jy net een trust, is die trust die aandeelhouer van die operasionele maatskappy. Wie besit die grond? Die trust, of is daar maatskappye wat die grond besit? Daai strukture moet in plek wees, sodat hulle met mekaar kan kommunikeer, sodat daar om risiko te beperk, jy moet verskansing hê, maar dit moet ook in plek wees, sodat dit, jy wil nie by die punt kom wat as jy die dag jou kop neerlê dat die kinders basies die grond moet verkoop, net om die boedelbelasting te betaal, en dan het niemand iets nie. So, hoe lyk hy strukture? En dit sal alles in die mentorprogram aangespreek word. So dan die tweede pilaar waarop winsgewende skaapboerdery staan, is natuurlik natuurlike hulpbronne. Nou, wat bedoel ons met natuurlike hulpbronne? Natuurlike hulpbronne is baie eenvoudig. Dit is jou grond, dit is jou water, dit is jou plante. So, hoe bestuur jy, hoe sorg jy dat jou grond in optimum kondisie is? Met ander woorde, hoe sorg jy dat die brakkolle, die oliekolle, die erosie op jou plaas, hoe bestuur jy dit? Wat doen jy om te sorg dat per oppervlak jy die beste moontlike bedekking op jou grond kan kry? En wat doen jy om te sorg dat die ekosisteem binne jou grond gesond is? Met ander woorde, van wild, klein wild, al jou goggatjies, insekte, wurms, bakterieë, alles wat 'n bydrae lewer tot 'n gesonde ekosisteem binne in die grond, om vir jou die optimum plantproduksie of biomateriaal bo op die grond neer te sit. Hoe lyk daai proses van jou? Het jy 'n plan om daarmee te werk, of het jy nie 'n plan nie? Daar is maniere om daarmee te werk, en om te sorg dat 'n ou dit optimaal kan benut. Dan die volgende ding is jou water. Hoe bestuur jy jou water? Nou water ons sit met boogrondse water en ons sit met ondergrondse water. Nou jou ondergrondse water, jou boorgate, weet jy wat is die kapasiteit van daai boorgat? Benut jy daai boorgat binne perke, sodat jy hom nie oor ontgin nie. Hoe lyk daai water van jou? Wat is jou minerale inhoud en goed binne in die water? Hoe affekteer dit jou diereproduksie? Is daar te veel, want jy kry ook wat hulle praat van geïndiseerde tekorte, te veel minerale kan 'n tekort aan 'n ander ding veroorsaak. So het jy jou waters ontleed. Weet jy wat gaan in jou waters aan? En hoe benut jy daai water om die optimum daar uit te kry? Hoe versprei jy die water tussen jou op jou plaas, tussen die kampe, is daar genoeg veesypings ensovoorts. Daar is 'n klomp goed rondom daai water. Dan jou boogrondse water is hoe bestuur jy jou boogrondse water? As dit kom reën, loop meeste van die water weg van jou plaas af, of hou jy soveel as moontlik van daai water vas op die plaas? Keer jy die water uit in damme om te besproei, of is jy een van die manne wat die water keer met kontourwalle om hulle uit te sprei oor die plaas, om basies die plaas nat te lê? Wat is jou strategie? Nou, ons sal binne die mentorprogram gaan kyk na wat is die beste metodes om dit te doen. Wat vir een plaas werk, gaan nie noodwendig vir ander plase werk nie, maar tussen mekaar sal ons uitfigure hoe om dit ten beste te doen. En dan die derde deel van die natuurlike hulpbron is natuurlik is jou plantegroei. So het jy 'n veidingstelsel in plek. Hoe maak jy seker dat jy nie al jou klimaks plante tot niet vreet en net opgeskep sit met al die swakstes nie? Of het jy 'n manier wat jy daai plaas van jou kan bewy, of jou veidings kan bewy, sodat jy die optimum produksie uit kan kry. Sodat jy nie oorbewei nie, maar dat hulle genoeg herstelkans kan kry. Gee jy vir jou goeie plante genoeg kans om weer saad te maak en te produseer, of het jy aanhoudende beweiding? Wat is die beste model vir jou spesifieke geval? Daar is nie antwoorde net
een pas almal nie. Daar is verskillende maniere om dit te doen. So in die mentorprogram sal ons gaan kyk wat gaan waar pas, wat doen ander boere. Ons leer by mekaar om te kyk dat ons die regte ding gedoen kry. Dan met aangeplante weidings, hoe werk jou besproeiing? Hoe werk jou, het jy kampstelsels, het jy hoëdruk, het jy droëland of besproeiing? Het jy chemiese bemesting, gifstowwe? Het jy wisselweiding, optimum produksie? So, hoe hanteer jy jou weidings, aangeplante weidings, wat jy dan droëland of met besproeiing hardloop? Die chemiese stowwe wat jy toedien, is jy besig om jou grond te vernietig, of is jy besig om dit op te bou? Ons gaan binne hierdie mentorprogram gaan kyk, hoe kan ons daai goeders reg kry, sodat jy die optimum produksie kan kry, sodat jy ook dan die optimum diereproduksie kan kry uit dit uit. Dan die derde pilaar is dan produksie en bestuur. Nou, by produksie en bestuur is dit belangrik, as dit kom by jou skaap. Boer, jy met funksioneel doeltreffende diere. Met ander woorde, vir jou spesifieke plaas, is dit die diere wat vir jou die beste opbrengs per hektaar gaan gee, op jou spesifieke plaas. So, nie noodwendig altyd die mooiste en die vetste en die ras of daai ras of die tipe of daai tipe nie. Wat is 'n funksionele dier, funksioneel doeltreffende dier vir jou spesifieke plaas? Dit moet jy gaan uitfigure. Om te gaan kyk, mense wat op soortgelyke plase as jy boer, hoe kan werk hierdie goed vir jou? Ons waar mense vir jou gaan sê, man, jy moet net, jongens, jy moet hierdie ras, as jy 'n meatmaster, as jy met 'n meatmaster boer, jy kan nie verkeerd gaan nie. Of ek hoor baie keer hierdie manne wat sê, jong, net hierdie merinos, oopkoppe, ligter onderlyne. As jy met daai skaap boer, kan jy nie verkeerd gaan nie. Jy kan nie verkeerd gaan nie. Nou, jy moet sorg dat dit 'n funksioneel doeltreffende dier is, wat vir jou onder jou omstandighede die beste moontlike opbrengs kan lewer. Nou, as jy dan nou uitgefigure het wat hierdie funksioneel doeltreffende dier is wat jy mee moet boer, is hoe lyk jou teeling en jou seleksie? Hoe gaan jy te werk met jou teeling en jou seleksie? En om daar uit te kom, eerstens vir jou sê, okay, wat is my kudde samestelling op my plaas? En ek praat nou net, ons is baie eenvoudig hier, ons praat net van skaap, ons praat nou nie van bees en al die ander goed ook nie, maar binne jou skaap, hoeveel, as jy nou byvoorbeeld 'n merino boer is, hoeveel ramme het jy en hoeveel oeye het jy en hoeveel hamels het jy op jou plaas? En as jy hamels het, hoeveel groot hamels en hoeveel jong hamels het jy? As jy oeye het, hoeveel vervangingsoetjies het jy, hoeveel groot oeye het jy, hoeveel ou oeye het jy op jou plaas? So, en wat is die ouderdomsstruktuur waarmee jy werk op jou plaas? Werk ek met 4 ouderdomsgroepe of werk ek met 5 ouderdomsgroepe? By my ramme werk ek met 3 ouderdomsgroepe of werk ek met 4 ouderdomsgroepe? Maar dit gaan alles bepaal hoeveel jy moet vervang. As jy vervanging inbring. As jy met 3 ouderdomsgroepe ramme werk, dan moet jy elke jaar 'n derde vervang. As jy met 4 moet jy elke jaar 'n kwart vervang. So, as jy met 5 ouderdomsgroepe oeye werk, moet jy elke jaar 20% vervang, maar dit werk nou ook nie so nie, want jy moet weer voortdurend oeye uitklas wat probleme het, soos eierprobleme of blou eier of spene wat geknip word of wat ook al die geval is, of vrekte. So jy moet met meer jong oeye begin, sodat jy kan voorsiening maak vir daai wat uitval, uit die bus uitval. So, en dan natuurlik, hoe selekteer jy jong oeye om seker te maak dat die oeye wat jy, daai jong vervanging oetjie wat inkom in jou kudde in, 'n funksioneel doeltreffende dier is wat hoog kan produseer. Met 'n jong oetjie wat vir jou 'n tweelinglam kan gee en hom behoorlik groot maak. Hoe selekteer jy daarvoor?
Want jy kan nie net met, sê nou maar as jy moet 25% jong ouetjies insit, net 25 gaan insit, en dan gaan jy maar net met aan, en jy kyk nie weer verder hoe werk hulle. Jy moet weet, het hy gelam, het hy ram gevat, het hy nie ram gevat nie, het hy sy lam behoorlik groot gemaak, daar is data wat jy moet gebruik vir daai, om dit te kan doen. Dan, wat is jou, het jy 'n teelbeleid in plek? Met ander woorde, as jy gaan kyk na jou ramme, koop jy ramme in, of teel jy jou eie ramme? As jy ramme inkoop, wat is die kriteria wat jy gebruik om ramme in te koop? As jy jou eie ramme teel, wat is die kriteria wat jy gebruik om ramme te teel? As jy ramme inkoop, hoe weet jy of die ramme wat jy van 'n spesifieke teeler afkoop, is daai ou se skaap beter as jou skaap? Of hoekom koop jy ramme by hom? Jy moet daai goed doodseker wees. Jy kan nie net gaan op wat jou skaap in wol of whatever jou adviseerders wat jy het vir jou sê, jy moet nou by hierdie ou gaan, of hierdie is nou 'n topram, yes jong, hier's nou vir jou 'n mooi ram. Dit werk nie so nie. 'n mooi ram is nie noodwendig 'n goeie ram nie. So, wat is jou kriteria wat jy gebruik om jou vervanging van ramme en oeye te doen? Hoe lyk jou rekordhouding? Hou jy rekord van elke dier, of is jy net 'n gewone kuddeboer? As jy rekordhouding doen, het jy 'n stelsel. Gebruik jy byvoorbeeld 'n bingo farm of whatever, waar jy al jou rekords gaan insit vir jou diere, of werk jy meer op 'n groep kudde metode? Gebruik jy byvoorbeeld, as jy dan nou nie presiese rekords het nie, gebruik jy die nat en droog metode om jou top oeye uit te haal, of wat is die stelsel? Ons gaan binne die mentorprogram na al hierdie metodes gaan kyk, wat kan vir jou die beste werk op jou spesifieke plaas onder jou spesifieke omstandighede. En dan die volgende is hoe evalueer jy jou kudde? Hoe kyk jy of daai teelbeleid wat jy het, of die teelplan wat jy het, vir dit wat jy wil bereik met jou kudde, of jy wel vorder in die regte rigting? Doen jy evaluasies? Het jy goed in plek om dit te monitor? En as jy dit monitor, hoe evalueer jy? En as jy geëvalueer het, hoe stel jy reg? Hoe werk daai proses van jou? So, weer eens, binne die mentorprogram gaan ons kyk hoe hierdie goed aan mekaar steek. En dan kom ons by basis, sê daai was die een was die teeling en seleksie. Dan die tweede ene gaan ons kyk na voeding en bestuur. Okay. Nou, by voeding en bestuur het jy 'n bestuursprogram. Het jy 'n bestuursprogram vir jou ramme en vir jou oeye? Hoe gaan jy dit werk met jou ramme? As hulle buite paarseisoen en dan binne die paarseisoen. Hoe bestuur jy daai ramme? Om te sorg dat hulle in optimum kondisie is, sodat hulle vir jou die meeste moontlike hoeveelheid oeye per ram kan dragtig kry. Want dis waarvoor 'n ram daar is. Hy is nie daar om mooi te lyk, hy is daar om jou ooi dragtig te kry. So, hoe bestuur jy hom? Want sy genetika en van wie hy afkom alleen gaan nie maak dat hy vir jou lammers gee nie. Jy is in beheer van daai ram. Dan die ooi se reproduktiewe siklus. Hoe bestuur jy die ooi se reproduktiewe siklus? Van voorparing af tot by speen. Deur elke proses, prikkel vir paartyd, vroeë dragtigheid, middragtigheid, laatdragtigheid, eerste maand van van laktasie, tweede maand, derde maand laktasie, vierde maand, wanneer jy dan ook speen. Hoe bestuur jy daai ooi deur elkeen van daai fases van die reproduktiewe siklus? En hoe lyk jou gesondheid? Met ander woorde, het jy 'n doserende eindprogram waar jy spesifiek op sekere tye moet dit gedoen word. Daar is sekere goed wat moet geënt word of gedoseer word. Daar is ander goeders wat jy gaan kyk, byvoorbeeld soos haarworm, of jy gaan eiertellings vat, of jy gaan in die oog kyk, waar jy gaan meer spesifiek
doseer, maar daar moet 'n program wees wat jy kan volg, 'n stelsel wat jy kan volg, dat jy weet die goed is gedoen en jy gaan nie verrassings kry op die einde van die dag nie. Dan het jy jou biosekuriteit-plan, ons het al daaroor gepraat, is dit alles in orde, sodat jy weet hoe om dit te hanteer met siektes. Dan wil ek net vinnig vir jou demonstreer oor die siklus van die ooi. Ek dink is baie belangrik om hierdie begrip te verstaan. As jy byvoorbeeld 'n 50 kg ooi het en ons sê dit is 'n 50 kg is 'n ooi wat nie dragtig is, en as dit 'n wolskaap is dit sê maar 'n ooi 50 kg ooi met minder as 2 maande wol op, weeg 50 kg. So nou en op hierdie sê maar 0 tot 100 kg. En hierdie kant het ons kondisie 1 tot 5 en ons lê hierso by 3. So ek wil hê daai ooi, as dit moontlik is, as dit enigstens prakties moontlik is, wil ek hê hierdie ooi se kondisie moet dwars deur die reproduktiewe siklus op 'n 3 kondisietelling lê. Dit is nie heeltemal moontlik nie, maar dis die ideaal. Nou hierdie ooi kan ons dan sê die eerste deel van paartyd van die dragtigheidsperiode, dan maand 1, maand 2, maand 3. So ons kan sê die ooi se massa gaan toeneem. So en dan gaan sy massa dit doen en dan kom hy af en dan dus laktasie so en dan wil ons weer die ooi daar kry. So nou as jy jou ooi weeg, dan moet jy weet dat hierdie verandering kan plaasvind in massa. Want massaverandering is nie noodwendig dat die ooi op die regte weet as die massa sê nie altyd vir jou in watter kondisie die ooi is nie. As jou ooi as jy nie hierdie verstaan nie en jou ooi is in lae dragtigheid nog steeds 50 kg, dan het jy 'n probleem, dan het jy 'n groot probleem. Jy moet weet dat jou ooi gaan in massa toeneem, maar die ooi groei wol. Elke maand kom daar 300-400 gram se wol by, plus die placenta van die ooi ontwikkel. Dan kry jy hierdie in lae dragtigheid van die fetus ontwikkel, dan as die ooi lam, dan val hy afhangende van of dit as dit 'n tweeling is, lyk hy dalk so. Eenling, tweeling. En dan met laktasie gaan die gewoonlik wat met laktasie gaan is die ooi verloor kondisie. So dis die enigste plek hier wat jou ooi sê maar na 'n telling toe moet gaan. Is hier. Maar andersins moet die telling bly. So jy moet weet dis hierdie massa verandering wat plaasvind op jou ooi. Anders dan gaan jy dit nie reg bestuur kry nie. En die oomblik as jou ooi uit sienk uitgaan, op enige van hierdie plekke het jy probleme. As jou ooi hierso na 90 dae, as hy hier maar is, dan ontwikkel die placenta nie ten volle nie. Dan kry jy dat die lammetjies wat hier val, is sulke swak, verpoepte lammetjies. Kan jy nie verstaan, hulle vrek net, jy het 'n vreeslike lae speenpersentasie, maar die probleem hierso is as gevolg van die probleem wat jy hier gehad het. Of hierso op dag 17, hierso, is die stadium wat die placenta vasheg aan die embrio, wat die embrio vasheg aan die placenta. Nou het jy jou skaap geskuif of gedip of daar was een of ander stres, jy het hulle vervoer. Nou het hulle resorpsie van die embrio's gehad. Nou kan jy verstaan, Jesus, maar alles het dan so goed gelyk, maar jy jou dragte, daar kom nie lammers aan, jou lampersentasie is baie laag. En so het elke ding 'n effek. Spesifieke stadiums van die reproduktiewe siklus het 'n effek op die sukses. Want jy wil teen speen, wil jy wil die meeste moontlike hoeveelheid lammers aangespeen kry, sodat jy kan hulle daarvan af deurkry deur die proses. Nou as jy hom gespeen het, so nou die ooi moet in die regte kondisie kom sodat hy weer kan ramvat. Jou jong ooitjie moet reg bestuur word sodat sy optimum produksie vir die res van haar reproduktiewe siklus kan lewer.
En jy wil jou lammers wil jy so gou as moontlik mark gereed kry teen die laagste moontlike koste. Dit is die siklus wat bestuur moet word. En ons sal kyk in die mentorprogram presies hoe hierdie goeders moet gedoen word. Hoe moet jy dit doen sodat jy suksesvol kan wees. Nou om weer terug te kom by ons heel eerste grafiek van hoe kry ons jou van sukkel tot sukses. Hoe kom jy van sukkel by sukses uit? Nou daar is 'n ek weet nie of jy gehoor het al van die Pareto beginsel nie. 20% van die goed wat jy doen het 80% effek. Of nog verder af ons praat van die 20-80 beginsel. 20-80 beginsel. Of ons praat van die 4% 64% beginsel. Met ander 20% van 20% gee vir jou 80% van 80%. So as ons kom by implementering om jou te kry van hier na daar, moet ons gaan identifiseer in jou spesifieke omstandighede. Wat is daai 4% goed waarop jy moet fokus, wat vir jou 64% daar gaan kry? Dan, wat is die 20% goed wat jy op moet fokus, om jou by die 80% op te kry? Dan gaan ons jou kry van sukkel na sukses. En om dit te kan regkry, ek weet nie of jy, dalk as afhangende van jou ouderdom, so jy weet in die ou dae het hulle 'n radio gehad, dat hy het so knop gehad wie hom mee getune het. Deesdae druk jy maar sê, dan soek hy myself, maar daai ou jare se radio het 'n knop gehad wie jy draai hom tot jy hom op die stasie kry. En as jy op die stasie gekom het, dan was daar so 'n ander knoppie gewees wat jy fine tune. En dan tot jy nou mooi hoor, okay, daar praat die ou nou duidelik. Nou wat ons sien in baie boere se geval, is hulle is besig met daai fine tune knoppie. Hy draai, dis nou wie met 'n ramme koop. Wat 'n tipe skaap. Hy is besig met die fine tune knoppie heeltyd, maar hy is nog nie op die stasie nie. So kom ons kry jou op die stasie en dan kan jy die fine tuning begin doen. Nou as jy wil deel word van hierdie welvaart met skaap mentorprogram, dan is jy welkom om vir my te skakel. Jy sal sien in die opmerkings hieronder sal daar 'n skakel wees, welvaart met skaap afspraak. Dan klik jy op daai link en dan kan jy my net jy kan 'n afspraak maak op my kalender. Dan kan jy direk by my uitkom. Dan sal of jy kan in die opmerkings net sê afspraak en ek sal jou kontak of vir jou 'n link stuur om jou te kontak. So gesels met my en dan kyk ons dat ons net met mekaar gesels en net die gesigte by mekaar kry en dan sal ek graag vir jou 'n bietjie vrae wil vra en hoor wat is jou unieke omstandighede, wat is jou uitdagings wat jy mee, wat is jou vrese, wat is dit wat jou hinder en kan ons jou kry van hier na daar sodat jy 'n suksesvolle skaapboer kan wees. So gaan klik net daar en dat ons gesels en dan as ons klaar gesels het en ons sien ons is 'n goeie, ons sal kan saamwerk, ons verstaan mekaar, dan sal ek vir jou geleentheid gee om deel te word van die welvaart met skaap mentorprogram. Baie dankie. Ons gesels weer.